Hallo julle, ek het 'n boodskap vandag vir die mense wat voel, ek moet altyd nice wees. Daar is hierdie wanpersepsie in die wêreld wat geskep is dat en is gebaseer op die skrif en die woord wat sê draai die ander wang. En ons as Christene dink, veral die wat deur trauma is, wat codependent is, dat hulle moet hulle alles gee. Hulle mag nie nee sê nie, hulle moet altyd net nice wees. So, as dit jy is, dan is hierdie boodskap vir jou. En die waarheid is, nêrens in die Bybel staan, jy moet nice wees nie. Nêrens nie. Die hele Bybel deur, van die begin tot die einde, veral in die Nuwe Testament, want toe is Jesus weg, en die Heilige Gees het gekom, staan daar, we have to be kind. Ons moet vriendelik wees. Daar is 'n groot verskil. Ek gaan vir julle 'n prentjie hier op die skerm nou wys van die verskil tussen om nice te wees en om kind te wees. En kindness is een van die vrug van die Gees. Nice is nie een van die vrug van die Gees nie. Dis 'n wanpersepsie waar die wêreld geskep het dat jy agteroor moet buig en net alles doen wat mense vir jou sê om te doen. Dat jy 'n people pleaser sal wees en jy mag nie nee sê nie. Dat jy altyd net jou alles moet gee vir almal. En dat jy altyd net dat jy die ander wang moet draai. Dat jy vir mense as hulle sê ek wil die hê, dan gee dit. As hulle jou sleg sê, dan bly jy maar net stil. Dit is glad nie wat die Here gedoen het nie. En Jesus is ons voorbeeld. En dit voel vir my of daar 'n wanpersepsie ewen oor Jesus se karakter is. En dat Jesus net vriendelik was en hy het, of sal ek sê nice was, en hy het alles net vir almal gedoen en hy het altyd net mooi gepraat met almal. Dis glad nie wie Jesus was nie. Jesus was graceful, hy was mercy, he was kind, he was loving, maar hy het ook, wanneer die mense die boundaries gekros het, was daar consequences. Byvoorbeeld, toe hulle daai besighede gehad het by die tempel, hy het nie na hulle toe gegaan en gesê, ai, weet jy, julle moet nou nie hierdie goedjies aanvang nie, hoor, julle gaan nou teen die wil van die Here, julle pleeg sonde, en julle mag nie dit weer doen nie. Dis glad nie wat Jesus gedoen het nie. Daar, the wrath of God, daar het 'n toornige kwaadheid oor God, oor Jesus gekom, en hy het 'n sweep gevat met sulke spikes aan. Dis hoe kwaad hy was, want God gaan oor justice. God gaan oor geregtigheid. So wanneer jy sien goed is verkeerd, dan gaan jy nie sê, "Ag julle, dit is mos nou baie verkeerd wat julle doen nie. Ai, dis mos nou nie reg nie. As jy nou my weer klap, dan gaan ek nou weer so met jou moet praat." Dis glad nie wat Jesus gedoen het nie. En Jesus is ons voorbeeld. We have to have grace, we have to have mercy. Maar Jesus was kind. Kind en mercy loop hand aan hand. En dit gaan saam met vriendelik wees. Jesus het, even vir Petrus hulle, vir die disippels, toe hulle nie die demoon kon uitdryf nie, toe sê hy, julle ongelowiges, hoe lank moet ek julle nou nog leer? Hy het nie, "Ag julle, dis mos nou nie reg nie, ek leer julle al so lank." Nee man julle, is glad nie wat Jesus gedoen het nie. The wrath of God is also there. Is nie ons plek om te judge nie, dis nie ons plek om mense sleg te sê nie, dis nie ons plek om lelik te wees nie, maar we have to stand our ground, we have to walk in justice, we have to walk in mercy, we have to be kind. So, in Micha 6, vers 8 staan daar, het hy jou bekend gemaak, o mens, wat goed is, en wat vra die Here van jou? Hierdie is wat die Here van jou vra. Ek verloor altyd my plek. En wat vra die Here van jou, anders as om reg te doen? Nou, reg te doen in die King James Version is justify. En justify is gekoppel aan
righteousness, geregtigheid, God se geregtigheid. Wat beteken jy staan op vir waarheid en jy staan op vir wat reg is. Okay? So dit is wat jy moet doen. En dan en liefde te betrag. In New King James is dit to love mercy. En mercy en kindness loop hand aan hand. En wat is kindness? Kindness beteken dat jy sê byvoorbeeld iemand, jy voel jy moet heeltyd jou alles gee vir iemand. Kindness is, in plaas van om te sê, kindness is vriendelikheid, so in plaas van om te sê, weet jy wat, ek het nou genoeg gehad van jou nonsens, hierdie is nou die einde, dis nou dit. That's not kindness. Kindness is, weet jy wat, ek sal dit waardeer, as jy van nou af, hierdie lyntjie hou, ek noem dit lyntjies, hierdie boundary lyn hou, en ek sal waardeer dat jy nou mooi met my begin praat, want as jy nie mooier met my begin praat nie, gaan ek ongelukkig myself moet verskoon uit hierdie environment uit. That's kindness. Jy skep vir jou 'n safe space because it's self-care, jy skep vir jou 'n boundary en sê, dit is my lyn, tot hiertoe gaan ek goed tolerate en nie verder as dit nie. As jy my boundary gaan probeer skuif, gaan hierdie die konsekwens wees. That's being kind. Jesus het dit ook gedoen. Hy het dit gedoen met Adam en Eva, toe hulle in die tuin was. Toe sê hy, God het dit gedoen. Toe sê hy God vir hulle, wel God Jesus, Heilige Gees. Toe sê God vir Adam en Eva, julle mag van al hierdie bome eet behalwe hierdie. Hoekom? Want dis 'n boundary. En as julle van hierdie bome eet, gaan daar consequences wees. That was the first boundary implemented in the Bible, was in Genesis. So, dit is wat Jesus sê. Love, mercy en ootmoedig te wandel met jou God. Okay, vrees God. God is liefde, God is vriendelik. So dit is wat ek graag met jou wil deel. Ek gaan nou die foto hier opsit, want ek dink dit is belangrik vir jou om te weet. Jy hoef nie om die ander wang te draai, beteken nie mense mag jou verbally, emotional, fisies of psychologically abuse nie. Dit is nie die ander wang draai nie. Die Here is vir geregtigheid en hy wil hê jy moet opstaan daarvoor, want in die Bybel staan, die waarheid maak jou vry. Jy moet staan vir waarheid, maak nie saak wat die consequences daarvan gaan wees nie. Jy kan nie 'n people pleaser wees, byvoorbeeld. Nice is almal skinder, né? Nou, God se geregtigheid is, we do not gossip. Ons praat nie sleg van ander mense nie, okay. En jy weet dit in jou hart. As jy nice is, you will tolerate it. That's being nice. Kindness is, jy gaan en sê, weet julle wat? Ek sal dit waardeer dat ons nie so lelik praat van hierdie persoon nie. Want as ons aanhou lelik praat, gaan ek my ongelukkig moet verskoon uit hierdie gesprek uit. So kan ons dalk eerder mooi goed sê van haar of hom, in plaas van daai persoon af te breek. That is kindness. En ek wil jou vra, dat jy daaraan gaan werk, want dit is baie moeilik om uit die mindset van nice, oor te gaan na kindness toe, want dit voel cruel. But Jesus was not cruel, he was kind. He was strict, hy was vir geregtigheid, maar hy het dit met vriendelikheid gedoen. Maar hy was ook streng. So, ek gaan nou die foto vir julle post hierso, en dan vra ek dat jy na die verskil kyk tussen nice en kindness, en dan kyk jy waar kan jy aan werk hierdie jaar, waar jy nice is, soos people pleasing is, en goed tolerate, en waar moet jy vir jou boundaries stel, en dan kan jy ook die boek gaan lees, die boundary boek, want hy het soos 'n self-guide wat jy goed neerskryf, om jouself te leer hoe om boundaries te implement vir jouself. Okay, want dis tyd dat ons gesond word en in waarheid stap, en hierdie wêreldse persepsies van leuns uit ons gedagtes uitkry. Ek's lief vir julle, hoor, bye.